Welkom terug by ons Romeine reeks. Tot nou toe, tot en met Romeine 8, het Paulus verduidelik wat Jesus gedoen het. Ons redding is nie deur ons prestasie nie, maar dit is deur God se genade. Vandag beweeg ons aan na Romeine 9 en 10, waar Paulus 'n groot vraag aanspreek. Wat van Israel, die Joodse volk? Ons leer van Paulus se hart vir Israel en God se manier van vryspraak. Paulus begin Romeine 9 met 'n baie persoonlike opmerking. Hy sê hy het groot droefheid en voortdurende hartseer oor sy volksgenote. En hy sê selfs, ek sou self vervloek wou wees, afgesny van Christus, as dit tot hulle voordeel kon wees. Dit wys vir ons ook sy hart. Hy skryf Israel nie af nie. Hy het hulle lief. Paulus herinner ons dan aan Israel se voorregte. Hulle is as God se volk aangeneem, hulle het die verbond ontvang, hulle het die wet van Moses geken, hulle het die tempeldiens gehad, die beloftes, die aartsvaders en die grootste, Jesus is as mens uit hulle gebore. Maar Paulus se hartseer is, baie van hulle het Jesus nie herken as die Messias nie. En Paulus verduidelik dan ook vir ons die kern van hierdie probleem. Die heidene mense buite Israel het nie eers vryspraak gesoek nie, maar hulle het dit deur geloof gekry. Israel aan die ander kant het vryspraak gesoek deur die wet, en op die ou einde van die dag het hulle dit misgeloop. En nou is die vraag, maar hoe op aarde, waarom gebeur dit? Omdat hulle nie op geloof wou bou nie, maar op hulle eie prestasie. En dan lees ons verder in Romeine 10, Israel het ywer vir God, maar hulle het dit sonder die regste insig. Ons leer dat ons baie ernstig kan wees oor geloof, ons kan baie hard probeer en opreg wees, maar tog kan ons die kern mis. God red nie mense omdat hulle goed genoeg is nie. God red mense omdat Jesus goed genoeg was in hulle plek. En daarom lees ons, Christus is die einde van die wet, sodat elkeen wat glo, vrygespreek kan word. En wat leer ons hiervan? Die groot les is, God se redding is nie 'n trofee om die beste mens te wees nie. Dit is 'n geskenk vir elke mens wat glo. En Bybelkennis is nie net feite nie. Dit vorm ons hart. Ons kry deernis vir mense wat nog nie die evangelie verstaan nie. Ons leer dus in hierdie gedeelte dat ons nie op prestasie moet bou nie. Ons moet bou op geloof. En ons moet ook vir God vra vir sagte harte, soos wat Paulus in was. Volgende keer kyk ons verder na Paulus se redenasie oor Israel